Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se woordverkondiging. Ons is dankbaar dat die Here ook in ons die geleentheid gee dat ons sy woord vanoggend mag hoor in 'n taal wat ons verstaan en mag hy ook ons harte ontvanklik maak vir dit wat ons vanoggend gaan hoor. Kom ons sit net so na raak ons 'n oomblik stil. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom ons bid saam die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing in Psalm 34. Ons gaan daarvan saam sing verse 6 en vers 8. En in hierdie psalm sing ons in besonder hoe ons verlang om die Here se waarheid te mag hoor en ook te mag ken. En daarom sing ons in vers 6, kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek julle leer. En later in die vers, laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. Kom ons sing saam Psalm 34, verse 6 en vers 8. Daarna gaan ons saam ons geloof bely. Kom kinders, hoor na my, die Heer se vrees wil ek julle leer. Wie is wat lewensduur begeer, en daar wat hom verbly? Laat tong en lippe vra na waarheid en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. Die Heers die hart naby, wat gans verbroken en verskeur. Die Gees wat diep verslae treur, verlos bemoedig hy. O kom hul altyd weer, die teëspoede van wie hier regverdig leef, maar Gods bestuur red hulle keer op keer. Vanoggend het ons dan ook die voorreg om saam ons geloof te bely aan die hand van die 12 artikels of die apostoliese geloofsbelijdenis. Dit beteken dat dit wat ek in my hart glo, dit wat die Gees in ons aanwakker om te glo dat dit waar is, bely ons dan ook vanoggend met die mond saam as kerk van die Here. En daarom bely ons, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat al die angste van die hel tot in die dood te ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en hemelse Vader, ons dank U vir die kosbare voorreg dat ons U ons Vader kan noem. Dat U daardeur ook in ons beloof dat ons U kinders is. Dat U elkeen van ons op U naam geroep het, dat U elkeen van ons gemaak het, dat ons die voorreg het om U te mag ken. Daar is soveel mense in die wêreld, soveel boosheid, wat ons wil oortuig dat U nie bestaan nie. Dat U nie almagtig en alwetend is nie. Maar in U werke maak U dit vir ons so duidelik, en kan ons nie anders as om te bely, U is die Here. Ons bid in besonder vir elkeen wat ook in die tyd wat verby is beproef is. Ons dink in besonder aan ons lidmate wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Mag U ook U genade sigbaar maak deur hulle te troos met U Gees. Rig dan ook vanoggend ons harte en ons verstand dat dit wat ons hoor uit U woord werklik in ons harte in die goeie grond sal val. Dat ons dit sal glo
en dat ons dit ook sal uitleef en sal uitdeel in die wêreld. Neem dit weg wat skeiding maak tussen U en ons. En vergewe genadiglik al ons sondes. Ons bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord op ons gebed deur saam te sing uit Skrifbereiding 9-3. Ons gaan daarvan altyd die verse saam sing. En hierdie skrifberuiming is 'n omdigting van Romeine 13. Waar ons ook erken, dit is wat die wet van die Here vir ons eis, en dit word saamgevat in hierdie 2 verse, in die liefdesgebod. Om God lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel, met al ons kragte, met al ons verstand, en ook dan ons naaste soos onsself. Kom ons sing saam Skrifberuiming 9-3 vers 1 en vers 2. Daarna gaan ons saam lees uit die woord van die Here. Voor U weet hier staan ons skuld. Liefde is die groot genot. Liefde tot ons verskuldig. Aan ons naaste en ons God. Ons wil die gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar veral vir U, o Here. Niemand kon nie, dis vervulling van die wet. Die gebod mag ons nie laat nie, maar met ywer daarop let. Ons weet is reeds die nag, en die tydsomstandighede. Weldra breek die volle dag, wek ons Heer uit valse vrede. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus hoofstuk 28. Ons gaan daarvan saam lees verse 11 tot en met vers 15 en ek hou dit vir ons voor uit die ouer 1983 vertaling. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde alles wat gebeur het. Die priesterhoofde het saam met die familiehoofde vergader en die volgende plan gemaak. Hulle het vir die soldate 'n groot som geld gegee en gesê: "Julle moet sê sy disippels het in die nag gekom en sy liggaam gesteel terwyl ons geslaap het. En as die goewerneur daarvan hoor, sal ons hom tevrede stel en sorg dat julle nie bekommerd hoef te wees nie." Die wagte het toe die geld gevat en gemaak soos hulle voorgesê is. Hierdie storie word tot vandag toe onder die Jode vertel. Ons lees net tot sover. Ons leef in 'n era van inligting. As jy sou wonder oor enigiets en jy is in staat om 'n rekenaar of 'n selfoon te gebruik, dan kan jy inligting op die internet bekom. En enige iemand kan ook inligting op die internet plaas. Die bekende platform YouTube voeg 500 ure se inhoud by, elke minuut. Daar is geen manier hoe jy dit alles kan kyk nie. In die inligtingsera het die verkryging van inligting soveel makliker gemaak. Skool, kerk en vergaderings kan nou deur middel van die internet so naby as moontlik aan normaal voortgaan. Jy kan video-oproepe maak met geliefdes wat ver weg is, wat andersins nie moontlik was sonder die hulpmiddels wat ons vandag het nie. Die inligtingsera het soveel dinge vir ons vereenvoudig. En ongelukkig is die realiteit dat daar 'n valse illusie bestaan, dat
alles op die internet waar is. Elkeen wat die vermoë het om te dink, mag inligting byvoeg op die internet, ongeag of dit waar is of nie. En die intensies van die inligting wat ons op die internet kry, is nie altyd so edel soos wat ons dit graag wil hê nie. Ons sien soveel fopnuus en valshede wat soos veldbrande versprei. Maar fopnuus is nie iets wat nou eers in die 21ste eeu opgedaag het nie. In die gedeelte wat ons saam gelees het in Matteus 28, sien ons die realiteit hiervan. Vals nuus word versprei. En die doel hiervan was om die waarheid te onderdruk en om 'n leuen voor te hou as die waarheid. Daarom word ons vanoggend verseker dat die waarheid van God elke teken van valse nuus troef. En die 3 gedagtes waarby ons dan gaan stil staan, is die waarheid verander nie. Die leuen is die vyand van die waarheid. En daarom word ek en jy opgeroep, bekeer van die leuen en jaag die waarheid na. In die eerste gedeelte van Matteus 28 lees ons van die opstanding van Jesus. Maria en Maria Magdalena was op pad na die graf toe. Daar het hulle 'n aardbewing beleef en 'n engel van die Here het van die hemel afgekom en die klip weggerol. En die wagte wat wag moes hou by die graf was so bang dat hulle gebewe het en soos dooies geword het. En hulle het weggehardloop. En wanneer die vroue dan by die graf aankom, deel die engel met hulle die goeie nuus dat Jesus opgestaan het uit die dood. Die profesie het tot vervulling gekom. Hy is dood, maar hy het nie dood gebly nie, en God het hom opgewek uit die dood. En die vroue kry die opdrag om dit wat die engel vir hulle vertel het, aan sy disippels te gaan vertel. En dan verskyn Jesus voor hierdie vroue. Maar hulle sien hom nie net nie, hy praat met hulle. Hulle hoor sy stem en hulle sien hom. En die waarheid word vir hulle bevestig. Hy het opgestaan. En dit is alles die waarheid. Die vroue werk nie op hoorsê nie, maar beleef eerstehands wat die waarheid is. En hulle die opdrag om te gaan verkondig wat gebeur het. En dan kom ons by die gedeelte aan wat ons vanoggend saam gelees het. Terwyl die vroue op pad was, kom party van die wagte in die stad aan en vertel vir die priesterhoofde wat gebeur het. En dis opvallend dat nie al die wagte na die priesterhoofde toe gegaan het nie. Daar is nie 'n verklaring daarvoor nie, en dis moontlik dat die wagte uit vrees in verskillende rigtings gespat het, en dat hulle nog nie by mekaar gekom het, voordat hulle die priesterhoofde gaan sien het nie. Die wagte het bepaalde pligte gehad. Groepe van 4 soldate was opgedeel in 4 uur skofte en het mekaar dan afgelos. Sou die gevangene dan ontsnap onder die toesig van 'n wag, is daar die wag dan ter dood veroordeel. Net so ook as 'n wag sy pos verlaat voordat sy skof klaar gemaak het, is hy ook ter dood veroordeel. Dan lees ons dat die priesterhoofde saam met die familiehoofde vergader het. Aan die einde van hoofstuk 27 van die brief deur Matteus sien ons dat hierdie priesterhoofde aangedring het by Pilatus, dat daar wagte geplaas moet word by die graf, om te verseker dat die disippels nie die liggaam van Christus kan steel nie. Die priesterhoofde en die familiehoofde beplan dan saam 'n plan. Hulle het aan die soldate 'n groot som geld gegee en die opdrag gegee dat hulle moet vertel dat die disippels in die nag gekom het en Jesus se liggaam gesteel het terwyl die soldate geslaap het. Letterlik vertaal was die groot som geld 'n genoegsame som geld. Vir die soldate om te sê dat hulle geslaap het, was baie gevaarlik. As 'n soldaat tydens sy skof geslaap het, was dit ook strafbaar met die dood gewees. Deur hierdie valse erkenning van die soldate, plaas hulle eie lewens in gevaar en hulle eer word gekrenk. En dit is hulle alles bereid om te doen vir die bedrag geld wat hulle ontvang het. En die priesterhoofde beloof aan die soldate, dat selfs al sou die goewerneur dit bevraagteken, sal die priesterhoofde hom gerus stel. Die veiligheid van die soldate word gewaarborg, solank hulle voortgaan om die valse storie te verkondig. En die wagte het hierdie geld gevat en ingestem soos wat hulle voorgesê is.
En in vers 15 sien ons die implikasies hiervan. Hierdie valse storie word tot vandag toe nog onder die Jode vertel. Van die vroeë skrywers in die 2de eeu na Christus verkondig steeds hierdie valse storie. En as ons byna 2000 jaar later rondom ons kyk, sien ons dat daar steeds mense is wat ontken dat Jesus opgestaan het uit die dood. En hierdie gebeure het ons dan te maak met 2 stories. Die eerste, gebaseer op ooggetuies. Maria en Maria Magdalena het die bevestiging uit die mond van die engel ontvang en hulle het vir Jesus gesien. Die tweede storie het baie slaggate wat net nie sin maak nie. Hoe kan 4 soldate bevestig dat dit 11 vissers uit Galilea was wat die liggaam gesteel het as hulle aan die slaap was? Hoe het dit gebeur dat al die betrokke soldate gelyktydig geslaap het en steeds saam bevestig wie die oortreders was? Daar is egter een aspek waar die valse storie beslis die oorhand kry. Die vroue wat die waarheid verkondig, was nie gesaghebbend nie. Die getuienis van vroue in hierdie tyd is nie as waardevol beskou nie. Aan die ander kant was die getuienis van soldate gekoppel aan hoë gesag. En op grond hiervan het die leuen vatplek gekry. Dit word verkondig dat Jesus se liggaam gesteel is. En die doel van die priesterhoofde se plan was om die waarheid uit te doof en te vervang met iets anders wat nie waar is nie. En tweedens, om hulle eie agenda aan te spoor. Die realiteit is dat die waarheid nie verander nie. Ongeag wat die storie is wat verkondig word, die feit bly staan dat Jesus wel uit die dood opgestaan het. Daar is geen gronde om te bevestig dat die disippels die liggaam gesteel het nie. Daar is wel meer as genoeg getuienis dat Jesus wel uit die dood opgestaan het. Hy het voor verskeie mense verskyn, voor Maria en Maria Magdalena, voor die disippels, voor die Emmausgangers. Daar is baie getuies. Daar is baie mense wat weet wat die waarheid is. En tog word die valse storie versprei. En steeds bly die feit staan dat die waarheid nie verander nie. Tog bly die leuen die vyand van die waarheid. Die leuen is nooit by magte om die waarheid te verander nie. Dit is nie moontlik nie. Wat waar is, kan nie verander word nie. Die leuen se beste pogings is om die waarheid te verdraai, om die waarheid uit te doof, of om vinniger as die waarheid te versprei. En dit beleef ons, sedert die skepping sien ons hoe die leuen poog om die waarheid te verdraai. In Genesis 3 sien ons hoe die listige slang na vore tree, om die mens van iets anders te probeer oortuig. Die slang se doel was nie net om 'n leuen aan die mens te verkondig nie, maar om God af te maak as 'n leienaar. In God kan daar nie leuns wees nie. In Johannes 14 vers 6 beskryf Jesus homself as die weg en die waarheid en die lewe. Daar is geen ander wyse om by die Vader te kom as deur Jesus nie. Ons kan dus nie die waarheid prysgee nie. Aan die ander kant van die spektrum sien ons wat die Satan doen. Hy is nie net 'n leienaar nie, maar hy word beskryf as die vader van die leuen in Johannes 8 vers 44. Julle is kinders van die duiwel, hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar en hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is 'n leienaar en die vader van die leuen. Die Satan se leuns is nie altyd ooglopend en maklik om te onderskei van die waarheid nie. Dikwels word dit versier en mooi toegedraai spesifiek om die mens te verlei. Om 'n baie eenvoudige beeld te gebruik, 'n glas water en 'n glas asyn lyk presies dieselfde. Maar deur net te ruik, weet jy al dat daar 'n verskil is tussen die twee glase.
Maar as die asyn stadig maar seker verdun word met water, kan jy dit steeds so naby as moontlik aan water bring. Maar dit verander nie die feit dat dit soos asyn is nie. Daarom is daar nie iets soos wit leentjies of halwe waarhede nie. Dit is leuns en niks anders nie. Die doel van hierdie leuns bly dieselfde, om die fokus weg te vat van die waarheid af. Die waarheid troos en bemoedig en versterk. En die leuen breek af en vernietig en vervreem ons dan van die waarheid. Dit bring ons dan by die vraag, wat is dan die doel van al die fopnuus wat vandag versprei word? Dit saai paniek. Dit bring vervreemding, dit bring twyfel. Baie van hierdie fopnuus het 'n politieke agenda. Dit wil rassespanning aanwakker. Baie van hierdie fopnuus het 'n ekonomiese karakter. Omdat daar vrees en angs gekweek kan word, kan iemand wat die antwoord het op die vrees vinnig geld maak. Baie van hierdie fopnuus het 'n Bybelse agenda. En dit is die hartseer van hierdie leuns. Dikwels word die Bybel onder die arm van die leenaar raak gesien. Tekste word buite konteks gebruik, valse visioene en profeseë word gebruik om valse gesag te gee aan hierdie valse profete. 'n wêreldbekende profeet en geloofsgeneesheer het self laas jaar dit uitgespreek dat die COVID-pandemie voor Maart 2020 tot 'n einde gaan kom. En tog het dit nie gebeur nie. As hierdie profesie werklik waar was, sou dit nie op 'n leuen uitgeloop het nie. Wie was dan die leenaar gewees? God wat skynbaar die profesie gegee het? Of die profeet wie se skynbare profesie nie waar geword het nie? Nie alles wat 'n Bybelse sousie bo-oor het, is waar nie. Daarom het ek en jy as gelowiges die verantwoordelikheid om hierdie verklaringe te ondersoek. Hoe weet ek wat is leuns? Deur die waarheid te ken. Om terug te gaan na ons beeld van vroeër, as jy weet hoe water lyk, ruik en proe, dan is dit maklik om te onderskei van asyn. Daarom moet elkeen van ons bekeer van die leuen en die waarheid najaag. Geliefdes, dit is baie maklik om die duiwel te blameer vir al die leuns wat hy rond te doen. Maar wat egter dan gebeur is, dat ons onsself verontskuldig. Dit was nie ek nie, dit was die duiwel gewees. En dan doen ons presies dieselfde as Adam en Eva in die tuin van Eden. Ons skuif die blame, sodat niemand kan sien dat ek deelneem aan die leuen nie. Wie was die skuldige party in Matteus 28? Die priesterhoofde. Hulle het die leuen uitgedink, hulle is die bron van die leuen. Maar die soldate was ook skuldig. Hulle was bereid om hulle waardesprys te gee vir geld en het geen besorgdheid oor die waarheid gehad nie. Maar dis nie waar dit stop nie. Elkeen wat hierdie leuen versprei is net so skuldig. Hulle het elkeen ook die 9de gebod oortree. Hulle bring ook vals getuienis na vore. Hierdie sonde verdien ook die dood. Hierdie sonde moet ook gestraf word. Hierdie sonde het dit ook nodig gemaak dat Christus aan die kruis moes hang. Christus het aan die kruis gesterf, ook vir gelowiges wat fopnuus versprei. En daarom moet ons berou toon. Ons moet die Here vergifnis vra vir wanneer ons fopnuus versprei. Ons moet vergifnis vra wanneer ons valse inligting versprei asof dit die waarheid is. Ons moet vergifnis vra wanneer ons ons naaste se naam in oneer bring omdat ons valse dinge versprei asof dit die waarheid is. Maar hierdie vergifnis beteken niks as ons nie berou toon en ons optrede verander nie. As jy werklik berou het oor hierdie oortreding, beteken dit dat jy aktief poog om jou lewenstyl te verander. Nie dat jy ophou om fopnuus te versprei of te jok nie, maar dat jy aktief die waarheid sal najaag. En as jy worstel, as jy sukkel om te onderskei tussen reg en verkeerd of waar en vals, bly weg van sosiale media af wat jou in versoeking bring.
As die fontein se water besoedel is, moenie daar drink nie. Bly weg van die plekke waar jy in die struik kan trap van valse nuus en ander leuns. En jaag die waarheid na. En dit is soveel makliker as wat jy ooit kon dink. Begin deur nie self die valse nuus te versprei nie. En ondersoek enigiets waaroor jy moontlik kan wonder. Raadpleeg 'n kundige op die gebied. Maak seker van die feite en wees versigtig vir valse feite. Bid dat die Gees aan jou die onderskeidingsvermoë sal gee om te kan onderskei tussen waar en vals. En as jy wonder, moenie daardie boodskap aanstuur nie. Kom ons vat saam. Die realiteit is die wêreld is vol leuns. Die poging van die begin van tyd af was om die waarheid te vervang met iets anders. Daar is net een plek waar ons die volmaakte waarheid kan kry, en dit is die woord van God. En daarom word Christus in Openbaring 1 vers 5 vir ons beskryf as die geloofwaardige getuie. Dit wat Christus sê, moet ons glo sonder enige twyfel. En op grond daarvan vloei my en jou opdrag om getuies te wees. Getuig, praat die waarheid en beveg die leuen. Die waarheid sal seëvier, want dit kom uit die mond van die Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Here en Hemelse Vader, dankie dat U U genade aan ons bewys deur die waarheid aan ons te openbaar. Dankie dat U met ons praat deur U woord. Dat U daarin vir ons die antwoord gee op al ons bekommernisse. Wil U ons ook in die donker tyd van die leuen die krag gee om die lig te wees wat die waarheid verkondig. Lei ons waar ons dikwels worstel om te onderskei tussen waar en vals. Rus ons toe met U Gees, gee vir ons die gawe van onderskeidingsvermoëns, want ons het dit nodig. Ons het dit nodig in ons geloofsarsenaal om dit wat boos is, dit wat teen U is, te beveg. Vergewe ons waar ons dikwels en herhaaldelik in die slaggat trap. Gee ons die krag om die waarheid na te jaag en U daardeur te verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. Amen. Kom ons antwoord die Psalms sing uit Skrifpsalm 15-7. Ons gaan daarvan saam sing verse 1 en vers 5. In vers 1 sing ons ook in besonder oor Christus as die geloofwaardige getuie. En daarom dan ook die versekering in vers 5. Ek kom gou, hou dan bestendig wat my mond aan jou beloof. Wees waaksaam en laat niemand jou ooit die eer ontroof. Kom ons sing saam Skrifpsalm 15-7, vers 1 en vers 5. Daarna gaan ons saam bid om die seën van die Here.
Kom ons bid saam. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen.